Hy maak mooi uit sin uit wat ek sê vandag. Hey man, wonderlik. En ons skriflesing is vanmôre Lukas 15. Maar daar's 'n paar ander verse ook wat ek vir ons gaan saam lees. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister, na Jesus, en hy het met hulle gepraat. En hulle het, die fariseërs en skrifgeleerdes, het baie gememoreer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle, wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan, en gaan agter die een aan, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was gekry. Nou sê Jesus 'n baie belangrike ding. Ek sê vir julle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer. Dis God se hart. Dis waarvan hy hou. Net oor een sondaar is hy al klaar baie bly. Nou as ons kyk na Handelinge, waar 3000 mense hulle bekeer het, dink ek het die Here hulle seker party gehou in die hemel. Want as hy graag een mens wil weet dat hy tot bekering gekom het, dan is dit nou baie maklik. Maar dan gaan ons verder. En hy vertel nog 'n gelykenis vir hulle. Hy sê 2 manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die ene fariseer en die ander 'n tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat U nie soos ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers en ook selfs soos hierdie tollenaar. Interessant, die tollenaar het op dag staan. En ons weet Matteus, wat 'n disipel geword het van Jesus, was ook 'n tollenaar. En hy het ook tot bekering gekom en hy het Jesus gevolg. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou self sy oë nie na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. En Jesus sê reguit, ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Dis hoe God ons hart sien. Maar nou, Here, ek kom na U toe. Wat se aksie doen jy? Dis 'n praktiese ding. Ek kom nou na U toe. Hoekom kom jy na die Here toe? Hoekom sê jy, Here, wees my genadig? Want jy glo. Jy glo God is daar. As jy nie geglo het nie, jy het dit in elk geval nie gedoen nie, dan was jy ateïs. Dan het jy dadelik gesê, dis maar wat die ouens praat. Jy weet, ek het al gehoor wat sê die ateïs, en dan sê hulle, ja, julle glo in 'n pie in die sky. So nou wys bra. Dis 'n hemel op sy eie. As jy nie in dit glo nie, sal jy nie in die hemel kom nie. En daai geloof kom hier van jou siel af. Van jou gees af. Want God het die gees in jou gesit. En daai gees is die een wat jou oortuig van sonde. Nou kom jy by die punt en sê, Here, help my. Dis hoekom ons gesing het, don't stop praying. Dis jou volgende aksie. Here, ek kom na U toe, maar ek bid tot U, ek roep tot U. U is my Vader, U is my God. Onthou jy het nou tot bekering gekom, nou ken jy die Vader. Nou werk jy saam met God. Ons altyd doen dit nie reg nie. Selfs die disippels het vir Jesus gesê, Here, gee ons meer geloof. Hoe kry ons daai geloof? Jy bid oor 'n ding en niks gebeur nie. 3 dae later gebeur dit. Here het gehoor. En presies ook wat hierdie sondaar gedoen het, hierdie tollenaar. Hy het nie 'n lang gebed gebid nie.
Ek meen, ons kan nie so gaan sit en bid vir 3 ure lank. En ek gaan amper sê, die Here gaan vir jou sê, okay, daai gedeeltes is alright, maar die ander gedeeltes kan jy maar uitgooi. Jy het nonsens gepraat, want ek het al klaar voorsien. Of ek gaan dit nog voorsien. Dis hoekom ons baie keer sê, ja, jy stuur 'n skietgebedjie op. Kom dit hier van die Gees af? Want baie keer hoor God dadelik en doen hy dadelik. En dan is jy verbaas, hoekom het dit nou skielik gebeur? Hy gee vir ons 'n ander gelykenis. 'n Vrou het na die regter toe gekom. Toe vra sy vir hom, doen aan my reg, want sy het 'n probleem gehad. En die regter, woord sê, tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie en ons sien geen mens nie, tog sal ek hierdie weduwee, wat my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy eintlik nie kom en my in die gesig slaan nie. God weet, ons is sy kinders. So, hoekom gaan hy ons makliker antwoord, as jy wat 'n ongelowige is? As jy 'n gelowige is, gaan God jou mos makliker ken. Nou kom ek by die vraag, hoe ken God jou? Hy het ons elkeen afsonderlik gemaak. Ons elkeen het ons eie dagtaak, ons het ons eie dinge wat ons self of ons eie doen. Maar hoe ken God jou? En ek wil nie jy moet daai, hoe sê ons baie keer, jy's hoofseun en hoofmeisie nie. Jy moet nie daai gedrag dink jy het dit nie. Ons is almal sondaars. Plain, simpel. Jy kom nie met hoë woorde nie. Ek meen, ek kan baie woorde uithaal en God gaan vir jou sê, wat probeer jy nou eintlik sê? Hy sien die hart aan. Hy ken ons hart. Hy ken ons gees. Hy weet hierso wat hier aangaan. Nog voor ons hom vra. Dis ook hoekom hy sê, ek wat 'n goeie vader is, en jy kom en jy vra my brood, gaan ek jou klip gee. Dis die geloof wat jy het. Ons almal is nie op dieselfde vlak van geloof nie, en dis wat ons moet oefen. Nou kry ons hierdie struikelblokke. Jy weet, daai grondpad wat ons ry. En daai grondpad is nie lekker. Maar wat doen jy? Jy hou aan bid. Totdat die deurbraak kom, totdat God jou antwoord gee. Dis hoe hy jou geloof bou. Hy kan jou geloof nie op 'n ander manier bou nie. Dis so eenvoudig soos dit en ons verstaan dit nie altyd nie. Dis hoekom ek dit vir julle verduidelik. Ja, ons het daai dinge. Ons het gebid oor 'n saak. God het geantwoord. Ek kan vir jou baie van my in die verlede vertel. Ons ry eendag daar so plaaspad, lekker modder. Nou sit ons in die kar en bid. Nou het ek die 2 kinders daar agter. Nou het dit lekker gereën. Sien hierdie lekker kleigrond. En die karretjie gly. Ons sê, julle, nou moet ons bid dat die Here ons hier uithelp. Jesus. Doen 'n doodgewone gebedjie, Here help ons. Terwyl ons nog so verder ry, sê die een laaitjie, hey, kyk hoe lekker stoot die engeltjies ons kar. Jy weet, dit bou jou uit. Want jy as mens dink aan die normale ding. In die volgende oomblik kom hulle met 'n gesegde daar uit wat jy nooit aan gedink het nie. En ons het daar uitgery. Want ek het al klaar gesien hoe val ons hier in die ditches af en dat ek die trekker gaan haal om hom uit te sleep. Rang sonder 'n probleem. Dis 'n noodsituasie. God het dit dadelik gesien en hy het dadelik geantwoord. Jy dink nie altyd daaraan nie. Maar na die tyd dan besef jy, Vader, jy het gehoor. En jy het voorsien dat ons kon veilig ry. En môre, as jy weer 'n probleem het, dan bid jy baie vinniger. Jy gaan nie nou vra, Here, moet ek nou vir jou hierdie ding vra? Miskien is dit nou 'n probleem nie. Ons weet hy's groter as die probleem. Hy sort hom uit. Die vraag is, het jy daai geloof? Het jy daai vertroue om na God toe te kom en te sê, Here, this is a problem. How are we going to resolve it?
Hoe gaan ons hom oplos? Ons wil hom oplos, want dis 'n probleem. En al wat hy van jou verwag, is daai geloof in hom, daai vertroue in hom. Hy wil nie hê jy moet kom met lang stories nie. Jy het dit nie nodig nie, in elk geval. Dis die probleem, stryd voort, reguit op die man af. Want hy sê dan verder, hoor wat die onregverdige regter sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag na hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Hier kom die tweede ding in. Ons roep na hom, ons ken hom, maar hy is lankmoedig met ons. Hy sê, okay, ons hou aan bid, ja, ons hou aan vra, maar die situasie is nog nie reg om vir jou nou dadelik die uitkoms te gee nie. Of ja, die situasie gaan ek nou uitsorteer. Want hy sê verder, ek sê vir julle, dat hy gou aan julle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. Ons glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons is gelyk met daai ene. Hoekom glo jy in die Vader? Omdat ons weet hy is die Heerser. Hoekom glo ons in Jesus? Omdat hy gesê het, alles wat julle die Vader in my naam vra, sal hy julle gee. Dis hoekom Jesus vir ons gekom het. Jesus van Nasaret. Julle hoor baie as ons bid, dankie Vader, ons vra dit in die naam van Jesus van Nasaret. Want hy is die een wat die naam het, bo alle name. Daarom sê hy, as ons daai naam gebruik, en dis hoekom ek julle geleer het van die name, Jesus se naam is die belangrikste naam. Jy kom nie daar verby nie, maar dis die een wat jy gebruik. Ek wil sê, dis daai gedeelte van daai swaard van jou, wat God jou leer. As jy hom uithaal en jy sê, ek bestraf jou Satan in die naam van Jesus, disappeer hulle. Hierdie probleem sort ons op in die naam van Jesus. Die probleem disappeer. Hy verdwyn. Dis wat God ons leer. En dan die lekker gedeelte is die Gees wat saam met ons wandel. Want soos wat jy met daai Gees loop, vertel hy jou. Jy kom by hierdie persoon, dis 'n wyse man. Ons moet 2 keer kyk na hom. Die man praat nie volgens die woord nie, die Gees oortuig jou. Hierdie man loop met God of hierdie man loop nie met God nie. En dan gaan jy aan. Vra maar vir Binnie. Hy het 'n paar van hulle gehad hierdie naweek. En dan kry jy die volgende man. Hierdie man, sy hart is reg. Hy loop reg met God. En jy weet, jy kan met hom 'n pad stap. Dis maklik. Want daai man, sy hart is op God gerig. So eenvoudig soos dit. En jy weet, jou hart is op God gerig. Nou rocket science, geen probleem nie. Ons loop die pad. Ons kan dit doen. Maar daai man wat jy weet, wat sy hart nie op God gerig is nie, dit is presies waar jy weet, okay, hier moet ons versigtig wees. En dan kry ons daai ding wat ons gelees het. Die Satan kom na jou toe. En hy lyk soos 'n engel van die lig. En hierdie ou praat al die mooi dinge. Maar daar's iets wat in jou krap. Jy het mos al daai gekry. Hy krap. Jy kan jou vinger nie daarop lê nie. En hy, okay, kom ons loop die pad en sien wat gebeur. Is hy van die lig of is hy van die duisternis? En ek sê altyd die ou boere gesê het is ja, hou hom dop, die vetkolle gaan uitslaan. Nou gaan jy sien maar, okay, hierdie man is regtig nie wat hy sê hy is nie. Miskien hy ding. Hy sal vir jou alles sê volgens die woord. Moenie worry nie, duiwel ken die woord beter as jy. Hulle het net een probleem. Hulle vrees die woord.
Want daar sekere skrifgedeeltes wat jy kan uithaal wat hom laat verdwyn soos mis voor die son. En dis presies wat ons moet gebruik. Gebruik die woord. Here, as jy wil hê hierdie persone moet in my lewe wees, kom. Maar as jy nie in my lewe wil hê nie, laat hulle gaan. Want ons sal uitkry. Ons het nie mense nodig wat jou en jou geloof gaan laat struikel nie. Want jy kry hierdie ding, ja, ek glo hierdie ou is praat nogal die waarheid. En so 3 maande later kom jy agter, dis 'n fout wat ek gemaak het. Hierdie ou kan nie doen wat hy moet doen nie. En ons kry dit. Ons kry dit. En dis die waarskuwing wat ek vir julle wil sê. Mense van die lig loop saam met die mense van die lig, want hulle glo in God. Jy kom dit baie vinnig agter. Moet jy aangaan en moet jy nie aangaan nie. Dan is dit daai gedeelte wat ek vir ons gelees het Woensdag aand op die selgroep. Die geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. God het vir hulle gesê. En hulle het nie die Gees gehad nie, hulle het God gehad. Hy het vir hulle gesê dit. Maar dit is die vaste vertroue. God het dit vir my gesê. Ek het dit gelees in sy woord. Vanmôre het jy 'n vers gelees en die Here het vir jou ding gesê. En jy kan daai ding daai dag gaan toets. En jy sal sien wat God bedoel. Want dit staan in sy woord. So dis die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis geloof. Vader, ek vra U, mag ek so gebruik vir 100% genesing. En ons het dit gevra in die naam van Jesus. Dis geloof. Maar jy het dit nog nie gesien uitkom nie. Jy wag daarop. Want ons hoop daarop. En dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. 3 maande, 6 maande na die tyd, 100%. Genesing is daar. Dis waarvoor jy gebid het. En jy sien dit gebeur. En dis hoe God jou geloof versterk. Hy werk met jou. Jy's in die situasie waarin jy nie wil wees nie. En uit daai situasie uit, bid jy. En God haal jou uit daai situasie uit. En hy wys vir jou die pad wat jy moet loop. Ons het dit vanmôre gesels. Jy wil hierdie pad loop? God sê nee. Hierdie pad. En dan as jy hoor en jy luister mooi, dan kom jy by hierdie pad uit. Want dis nie my wil geskied nie, dis U wil geskied. En ons is baie geneig om te sê, Here maar. Eina, alright, kom ons maak 'n U-turn. Dan sê daai GPS vir jou redirect. Ken daai, redirect, hierdie kant. Dan kom jy by die regte pad uit. Nou die oomblik as jy daar is, dan kry jy ook sommer vrede. Want dan voel jy, God stap saam met jou. Dan voel jy die pad waarop jy nou is die regte pad. As jy nie daai vrede in jou hart het nie, dan kan jy maar weet, step back. God is nie daar nie. Hy is besig om jou iets te leer. Hy is besig om jou die pad te wys. Weer terug na die woord, ons lees weer. Here, gee my nog 'n vers. Jy het gesê oor hierdie ding, maar daai ding werk nie so nie. Waar maak ek droog? Dan gaan hy jou volgende vers gee. Gaan hy vir sê, maar okay, gaan lees daar. Reg, nou kom jy reg. Nou is jy op die regte pad. En dan kry jy ook daai vrede. Daai, soos ek altyd sê, die shalom vrede. Ons verstaan dit nie altyd nie. Want jy maak so, dankie Vader. Nou weet ek. Ek het my asem opgehou, want ek was nie seker of ek reg is nie. Nou kan ek relax, nou kan ek ontspan. Hoekom het hy ons 'n Sondag gegee? Te rus, te ontspan in hom. Selfde ding. Hy het nie vir ons in die begin toe hy ons gesit het in Eden, in die paradys, vir ons gesê, julle gaan werk nie. Daai job het later gekom toe ons droog gemaak het.
Ons moes eintlik al die tyd net lekker geleef het. Maar nou ja, is maar weer eens die mens. En dis dieselfde ding. Jy wandel in die geloof. Jy kyk na die gees wat in jou is. En die gees wat in jou is, sal jou oortuig van sonde. Dis dieselfde ding wat jy weet, jy begin nou 'n vrees vir die Here kry, wat jou die wysheid van kennis gee. Want jy wil nie sondig. Onmiddellik weet jy, hierdie ding is verkeerd, jy gaan teen God sondig, so dis verkeerd, en jy trek terug en jy bly in die woord. En solank jy in die woord is, het jy die vrede. Die oomblik as daai vrede nie hier is nie, dan moet jy weet, stop, spandeer tyd met die Here, hy sal jou wys. Hy gaan jou presies wys wat hy wil hê, en nie wat jy wil hê. Ek weet, ons is almal so. Jy weet, jy wil daai bike vinnig koop, of jy wil daai ding vinnig doen, of jy wil hierdie ding daar doen. En ek weet, ek kan nie ons hardloop 'n paar bladsye vooruit en agteruit. Maar dis die ding. En nou sê ook die Here vir my baie keer, stop eers. Kry eers jou punt reg. Kry jou feite en jou goed reg. En dan gaan jy aan, want dit en dit is bietjie te ver vooruit. En as jy eers stil gestaan het en met God tyd gespandeer het, hoor my mooi uit, tyd gespandeer het met God, dan gaan jy kom by daai punt. Here, ek doen dit in die geloof, dat ek my vertroue in U kan sit. Solank ek my vertroue in U het, dan weet ek daar is hoop. En solank ek hoop, die ding wat saam met liefde werk, geloof, hoop en liefde, daai drie werk saam. Hoekom is die liefde daar? Want jy is lief vir God. Dit is baie eenvoudig. Jy wil hom nie hartseer maak nie. Jy wil nie teen sy woord gaan nie. So jy het dit gevra, en nou vra jy vir die Vader, wys my die weg, sodat ek die waarheid en die lewe kan ken. En as ek die waarheid en die lewe ken, het ek die vrede gekry. Oomblik as ek die vrede en die rus gekry het, weet ek is in die wil van God. Solank jy in die wil van God is, hoef jy nie verder te worry nie, jy kan eintlik rus en wag, want jy hoop, God het hierdie saak vir jou gegee om dit uit te werk. En die oomblik as hy dit gaan uitwerk, al wat jy kan doen is gee hom al die eer. Here, U kom die eer toe. Want jy weet, ons is baie keer mense wat geneig is, ek meen ons mans is so, ons wil alles regmaak, fix, die hele lot. Vrouens werk bietjie anderster, alles wat ons regmaak, steek hulle weg. So, nou, dit is hoe ons werk. En die oomblik as jy die ding reggemaak het, is yes, kyk, ek kan hierdie ding doen, ek het hom reggemaak. Jy gee God die eer, want hy het jy die wysheid, die kennis en die insig gegee om dit reg te maak in elk geval. En dit is wat ons manne nogal baie keer ook 'n probleem het. Jy wil baie keer jou vrou fix. It's not gonna happen. Ja, sy, kom maar weer. Jy kan haar nie fix nie. Jy kan na haar luister, ja. En vir haar sê, liefie, ja, mooi, rustig. En dis hoe dit werk. Maar sy sal regkom. Moenie worry nie. Okay. Dis Vrouendag, julle. Ja, ek weet. Ja, nee, ek weet. Ek weet, maar die goeie nuus is, julle het goeie koekrollers. So, ja, maar dis presies hoe die lewe is, hoe ons as mense reageer, hoe ons werk. En ons is so mekaar gesit, klaar. En hoekom het jy jou man gekies, en hoekom het jou man jou gekies? Ons weet, ons stap die pad saam. En die lekker van dit alles is, God het ons gekies. En hy beheer basies alles.
En as ek sê beheer, gebruik ek eintlik die verkeerde woord. God kyk dat ons alles reg doen. En omdat ons dit reg doen volgens sy wil, loop ons die pad met hom en saam met ons eggenote. Want dit is presies wat hy wil hê. Hy wil dit vir ons elkeen hê, want dis hoekom hy vir ons sê, daai rus, daai vrede wat jy kry. Want hy sê vir ons verder in daai selfe Hebreërs, deur die geloof het elke een mede-erfgename geword aan dieselfde belofte. Watter belofte? Dat ons sy kinders is, dat hy ons ken, dat hy ons Vader is. En dan wil ek vir ons afsluit met Psalm 27, vers 13, wat Dawid reguit sê, as ek nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Hoor mooi, in die land van die lewendes nie. Dan eindig ons met daai baie bekende vers van ons. Wag op die Here, en binne jy kan hom maar gou sê, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Ons wag op hom, want ons weet. Maar wees sterk en laat jou hart sterk wees. Wag op die Here. Ek gaan vir ons afsluit. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Daar is hy pastor. Dis hy daar. Ons hemelse Vader, U wat die mens ken, ons dankie vir die liefde. Ons dankie dat U ons Vader is. Ons dankie dat U groot en dat U goed is. Ja, Vader, ver bo wat ons as mense kan dink of doen. Dank ons U vir alles, vir die goeie woord. Ons dankie dat U elkeen van ons se harte ken en dat ons weet, ons kan huis toe gaan as regverdig is. Dat U ons gebede hoor, Vader, hoe lank, hoe kort, maak nie saak nie. U weet, ons roep tot U en ons vra dat U elkeen van ons se omstandighede, se sake, se probleme sal vat in U hande. Dit sal oplos. Dit sal regmaak. Dit sal herstel. Omdat ons weet, U kan dit doen. Omdat ons dit in die geloof van U vra. Omdat ons weet, U is God. En daar staan geskrywe, by mense is dit nie moontlik nie, maar by God is alles moontlik. Daarom weet ons, daai geloof, Vader, daai geloof wat ons het in U, U is die enigste een, wat vir ons op daai rots kan sit, en kan hou daar, en ons kan versterk. Daarom bring ek elkeen wat hier is, en elkeen wat nie hier is nie, Here, dat U elkeen se gebed sal hoor. Elkeen se roep tot U. Ja, Here, ons roep almal tot U. En ons sal nie ophou nie, want ons weet, al het die onregverdige regter gesê, hy vrees God nie, sal hy nog steeds gehoor gee. Weet ons, U is die regverdige regter, en U sal aan ons gee. En ons dankie daarvoor, dat U so getrou is. Dat U ons elkeen hoor, ons elke gebed beantwoord, en aan elkeen van ons sal gee, wat ons van U vra. Want U is ons God. En ons dankie daarvoor in die naam van Jesus van Nasaret, dat U die enigste God is. Daarom weet ons, U sê in U woord, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en aan jou vrede gee. Ja, Vader, daai shalom vrede, wat ons as mense nie verstaan nie.
maar wat so groot is, dat ons weet, dat U weet wat ons weet, sodat ons weet, U het gehoor, en U seën, en U gee, en U behoed en bewaar ons, en ons dank U daarvoor in die naam van Jesus. Amen.